Geliefdes, kom ons sit net so en dan begin ons in die naam van die Here. Die uitkoms is hier, die uitkoms is hier. Dit sê julle God, moet julle vir my volk sê. Weet jy dan nie, die nog nie gehoor nie, die Here is die ewige God, skepper van die hele aarde. Hy word nie moeg nie, hy raak nie afgemat nie, en sy insig is deurgrondelik. Hy gee die vermoeides krag, hy versterk die wat nie meer kan nie. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Ons Vader wat in die hemel is, Here, vanoggend kom ons in nederige afhanklikheid voor U buig en erken ons, Here, dat ons mens is. Erken ons, Here, dat U weë vir ons ondoorgrondelik is en dat ons elke dag na U wil soek. Here, erken ons ook dat ons dikwels val. Nie net in dit wat ons wil doen nie, maar ook in dit wat ons probeer doen. Here, vanoggend saam met medegelowiges, erken ons U almagtigheid. Erken ons, Here, dat U die God is van ewigheid tot in alle ewigheid en ons ook kom bely, Here, dat ons vertroue op U stel. Here, dat ons ook na uitkoms hinker, dat ons ook in ons unieke omstandighede kom pleit,
dat U ons situasie vir ons draaglik sal maak. Here, ons dankie dat ons kan getuig van die eerste reëns wat begin val het. Waar ons rondom ons kyk en ons sien hoe die groen begin deurslaan. Ook in ons gemoed, Here, pleit ons vir reën. Les ons dors, Here. Ons hunker na U. Here, vir elke gelowige, vir elke lidmaat doen ek voorbidding. Vra ek, Here, dat U hand van seën oor elkeen sal hou, en dat U hulle elke dag getrou sal behoed en bewaar. Waar ons soms links of regs kyk, waar ons soms ons eie weg wil volg, vra ons, Here, dat U ons deur die Gees sal lei, om steeds ons oë op U gefestig te hou. Sodat ons sal onthou, Here, dat U ons elkeen duur gekoop het, deur die bloed van U Seun, Jesus Christus. Here, vergewe ons, waar ons in die week teenoor U gesondig het, waar ons ongehoorsaam was, dalk ook oneerlik. Vergewe ons, Here, waar ons naaste seer gemaak het, waar ons ander te nagekom het, dalk ook onwetend. Mag ons steeds bly streef om die hoop wat U in ons bewerkstellig het te verkondig in hierdie wêreld, sodat ander al meer kan sien dat ons U kinders is. Amen. Geliefdes van ons Here Jesus Christus, ons dink vanoggend saam oor die wil van God vir elkeen van ons se lewe. Die Bybel maak aan ons elkeen bekend wat God se wil is vir ons elkeen se lewe. Maar dele daarvan bly steeds vir elkeen van ons verborge. Hoewel ons sekere aspekte daarvan kan sien, is daar tog soveel wat ons steeds nie kan sien nie. Daarom stuur die Here ook sy Gees om ons te begelei op daaglikse wyse, sodat ons al meer God se wil kan doen. Hy gee ons gawes wat ons help om God se wil en roeping vir ons lewe te kan onderskei. Vanoggend, geliefdes, wil ek graag die deel uit Efesiërs 3 vanaf vers 7 tot en met vers 11. Van hierdie evangelie het ek 'n dienaar geword, voorreg wat God in sy genade aan my gegee het deur sy krag in my te laat werk. Hoewel ek die geringste van al die gelowiges is, het aan my hierdie voorreg gegee om in die heidene nasies die evangelie van onpeilbare rykdom van Christus te verkondig. Ek moet aan almal bekend maak hoe God, die skepper van alle dinge, nou sy verborge plan uitvoer, nadat hy dit deur al die eeue geheim laat bly het. Maar nou het God die ryke verskeidenheid van sy wysheid deur die kerk bekend laat word, aan elke mag en gesag in die hemelruim, soos hy hom van ewigheid af al voorgenem het, om dit deur Jesus Christus, ons Here, tot uitvoering te bring. Hoor dan, geliefdes, hoe som Jesus die wet vir ons op, in Matteus 22, vers 35 tot 40. En een van hulle wetgeleerde het om met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, en met jou hele siel, en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. En hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Broers en susters, ons val gereeld voor die eise wat aan ons gestel word. Kom ons bely daarom saam die volgende in ons hart as skuldbelydenis. Magtige God, ons hemelse Vader, ons bely met berou dat ons teen U gesondig het, deur ons eie skuld met ons gedagtes, en ons woorde en met ons dade, deur wat ons versuim het om te doen. Vergewe ons sondes,
sodat ons U mag dien met 'n nuwe lewe, tot eer van U naam. Amen. Geliefdes, ons skriflesing vanoggend uit 2 Timoteus 3, van vers 10 tot en met vers 17. Die opskrif van die gedeelte sê die laaste opdrag aan Timoteus. Kom ons lees saam met die woord van die Here. Maar jy het my nagevolg in leer, lewenswandel en lewensdoel, in geloof, geduld, liefde en volharding, in vervolging en ontbering, soos my te beerd geval het in Antiochië, Iconium en Lystra. Watter vervolging moes ek nie alles verduur nie, maar die Here het my uit almal gered. Almal wat in Christus Jesus toegewy aan God wil lewe, sal ook vervolg word. Maar goddelose mense en bedrieërs sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle mislei ander en hulle word self mislei. Maar jy, bly by wat jy geleer het en wat jy vasglo. Jy weet tog wie jou leermeesters was en jy ken van kleins af die Heilige Skrif. Dit kan jou die kennis bybring wat tot verlossing lei deur die geloof in Christus Jesus. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek, sodat die man wat in diens van God staan, volkome voorberei en toegerus sal wees vir elke goeie werk. Vers 16, geliefdes, ons teks vir vanoggend. Die hele Skrif is deur God geïnspireer en het groot waarde om in die waarheid te onderrig, dwaling te bestry, verkeerdhede reg te stel en 'n regte lewenswyse te kweek. Gras verdor, blomme verwelk, maar die woord van die Here bly ewig staan. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, wanneer ons na die Bybel as kanon kyk, beteken die woordjie kanon eenvoudig dat dit die samevoeging is van 'n klomp boeke in een boek. So besluit deur die kerkvaders dat sekere geskrifte deel vorm van die Bybel, die Ou en die Nuwe Testament. En as ek seker elkeen van u weet ook dat daar in die Bybel verskillende literatuurtipes is. En die tema van vanoggend se prediking is vernuwing begin by die woord van God. Soos daar vir elke situasie in ons lewe 'n boek in die Bybel wat ons elkeen kan inspireer, ons elkeen kan motiveer, en ook vir ons raad kan gee in verskillende omstandighede en situasies. En moet ek erken as predikant, as gelowige, is die Timoteusbriewe, die pastorale briewe, vir my die plek waar ek raad gaan soek, wanneer ek in 'n omstandigheid beland, wanneer ek in situasies in my lewe kom waar ek sukkel om sekere dinge vir myself uit te pluis. En is dit altyd in die woord van God, waar ek rustigheid vind, kalmte, en ook raad soek vir wat ek volgende moet doen. Liefdes, die wêreld waarin binne ons leef, stuur af op 'n ramp. Misdaad groei daagliks, etiese optrede word die uitsondering, gierigheid verwrig die hele mensdom. Die egskeidingssyfer is dalk nie meer so relevant nie. Woorde soos respek en diens is ook nie meer op ons lippe nie. Is ook nie vreemd dat sekere gedrag ook net vir sekere mense beskore is. En dan wonder 'n mens wanneer jy in hierdie situasie beland, wanneer ons die teks van Timoteus lees, of is daar enigsins 'n oplossing
vir hierdie ramp? Is daar enigstens 'n oplossing vir die situasie, vir die chaos waarbinne ons leef? Geliefdes, ek is seker ons kan klomp raad gaan soek in selfhelpboeke. Die internet is ook vol van soveel mense en soveel menings. Vir elke situasie blyk daar 'n oplossing te wees. Daarmee saam is daar oor genoeg dwaalleraars wat oplossings en valse inligting met gesag aanbied. Vir ons wil vertel wat hulle weet. Vir ons hulle mening gee oor hoe hulle die lewe verstaan. Dan gebeur dit dat ons dikwels begin twyfel, want wat moet ek nou glo? Waaraan kan ek as 'n gelowige vashou? Geliefdes, ek weet hierdie is al tot vervelings gesê, maar kom die naderdraai van die COVID-19 ramp hulle meer duidelik te bespeer in die kerk se lewe, in sekulêre mense se lewe, en ook vir ons as gelowiges. Dan kom die vraag wat menigte al gevra het hierdie afgelope tyd, dat ons nie maar van niets af met alles begin nie. Want daar is beslis vernuwing nodig. Vernuwing van lewensgewoontes en van denke. Vernuwing van fokus op wat belangrik is in die lewe. Op die belangrikste. Daar moet vernuwing kom in ons geestelike lewe. Geliefdes, wat ek dadelik wil sê is, ons kan werk met dit wat ons reeds het. Ons kan bou daarop. Vernuwing begin by die woord van God. Wanneer ons hoofstuk 3 lees van 2 Timoteus, is dit baie duidelik dat die leefwêreld wat Paulus aan Timoteus beskryf, die leefwêreld waarbinne hulle geleef het, maar net soos ons leefwêreld klink. En net ek gedink het sal goed wees om dalk vir u die eerste paar verse voor te hou. Dit moet jy weet, in die laaste dae sal daar swaar tye kom. Die mense sal selfsugtig wees, geldgierig, grootpraterig en verwaand, beledigend teenoor hulle medemense en ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar en ongodsdienstig. Hulle sal liefdeloos en onversoenlik wees, kwaadpraters, bandeloos en wreed, sonder liefde vir die goeie. Hulle sal verraaiers wees, roekeloos en hooghartig. Hulle sal eerder liefde vir genot hê as liefde vir God. Geliefdes, hoe bekend klink dit nie maar vir ons eie lewe vandag nie. Dit kan maar net sowel die wêreld wees wat ons in 2020 ervaar deesdae, wat Paulus ook hier aan Timoteus beskryf. Soos vandag, as Christene is 'n ruimte ook beperk gewees. Gekonfronteer deur 'n klomp dinge in hulle lewe, deur klomp kennis, deur klomp ekstra planne wat nodig is vir 'n genoegsame, vir die lewe. Die grootste sie van Paulus se tyd wou ook alles met hulle verstand uitwerk. En het heelwat geskrifte ook gehad wat gesagvol was aan die samelewing. En is dit ook so voorgehou. Geliefdes, vandag sien ons dat mense baie geneig is om valse beriggewing te glo. Want dit is volop. Want daar word geen regstelling in hulle denkwyse deur 'n betroubare bron gedoen nie. Grootliks, omdat mense nie meer die Bybel lees nie. Onlangs 'n statistiek dui daarop
wêreldwyd daar maar 'n persentasie van tussen 15 tot 25% Christene is wat 4 tot 7 keer 'n week hulle Bybel lees. En ek amper so half grin ek, want dit klink 'n bietjie baie. Omdat Christene nie meer die woord van God lees nie, word hulle makliker weggevoer deur die lewensomstandighede en alles wat rondom hulle gebeur. Geliefdes, dink ek nie ons ly meer aan enigstens iets anders as Bybelarmoede nie. Geliefdes, in hierdie armoede, hierdie geestelike armoede wat ons het, as gevolg van die feit dat ons nie meer die woord van God lees en ook ons lewe daarvolgens probeer inrig nie. Dan kom die vraag vanoggend op, maar waar moet ons dan begin? As ons dan 'n oplossing soek vir die situasie waarbinne ons leef, waar begin ons? Wat moet ons gebruik? En die antwoord is redelik voor die hand liggend en gee Paulus ook raad vir Timoteus en gee hy vir jou en vir my vandag opnuut advies. Paulus begin en sê dat die skrif nodig is vir vernuwing. Dit is waar vernuwing moet begin. En in vers 16 wat as teks voorgehou is, word duidelik genoem dat die skrif van God afkom. Dit is deur God geïnspireer. Dit staan hier dat dit van God se asem, sy influistering gekom het. Hy het mense gebruik om sy woorde neer te skryf. Geliefdes, hierdie skrif waarna Paulus verwys, is die hele skrif. Die Ou en die Nuwe Testament. Die Gnostici van daardie tyd het gemeen dat hulle eie geleerde geskrifte belangrik is om die lewe te verstaan en ook vernuwing te bring. Maar Paulus kom sê dat hulle skrifte mensgemaak is. Hierdie teks wil Paulus vir Timoteus herinner dat hy moet onthou dat ons hinkering, dat ons vashouplek die hele skrif is. Die woord van God geïnspireer deur God. Geliefdes, die woord geïnspireer beteken letterlik deur God ingegee. Sy asem het dit gegee. Dit dui daarop dat die Gees van God die skrifte geïnspireer het en dat dit van God afkom. Ook die wat op daardie stadium in wording was. Timoteus stel dit baie duidelik dat die hele skrif geïnspireer is en van God afkom. Die autentiekheid word deur hom bevestig. Geliefdes, Christene reg deur die eeue bely dat die Bybel die woord van God is. Die woord van God, omdat dit die goeie nuus verkondig van God se verlossing vir jou en vir my, vir mense op aarde. Die Bybel kom hier die goeie nuus vir elkeen van ons gee. God het homself bekendstel deur sy woord, die Bybel. Geliefdes, wanneer ons oor vernuwing dink, was die woord van God nog altyd die beginpunt gewees. Wanneer Moses uit Egipte wegtrek saam met die volk van God, dan is die eerste ding wat God doen, om vir Moses die 10 gebooie te gee. Om dit aan die volk van God te verkondig, dit wat nodig is vir 'n nuwe lewenswyse, om tot eer van God te leef.
Dit gee vir hulle 'n nuwe identiteit. En na Moses kom Joshua as leier. Op 'n stadium sien hy dat die volk afdwaal en hulle identiteit as volk van God verloor. En wat doen hy? Hy roep die volk by Sichem bymekaar en haal die wetboek uit. Hy sê vir die volk, ons moet terugkeer na die wet van God. Ons moet terugkeer na die woord van God. Want hierin lê ons enigste troos vir die lewe. Hierin lê ons identiteit as gelowiges. Geliefdes, baie jare later, 578 voor Christus, wanneer die suidrykse mense afvallig begin raak, en nie doen wat God se wil is nie, kom die profeet Jeremia, wat vir hulle na die woord van God teruglei. En so was daar ook profete na hierdie mense gewees. Dink maar aan Esra. Liefdes, ek dink aan elke keer wat die volk van God afvallig geraak het, dat hulle terugkeer na die woord wat weer hulle identiteit in God herstel. In Johannes 14 vers 6 is Jesus self van die woord as hy getuig, ek is die weg en die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my. Die identiteit van die woord is onlosmaaklik aan die boodskap van die verlossing van Jesus gekoppel. Liefdes, dit is waaraan hierdie gedeelte vandag ons wil herinner. 2 Timoteus 3. Vernuwing moet op die regte plek begin. Vernuwing begin by die woord van God. Liefdes, as Paulus ook vir gemeentes skryf, ook vir dienaars skryf, dan begin hy altyd by die woord van God. Die woord van God wat vir jou en vir my 'n anker is in ons lewe elke dag. Geliefdes, as die wêreld in chaos gedompel is, as die COVID-19 pandemie veroorsaak het dat die wêreld in chaos beland het, as jou en my keuses veroorsaak het dat ons lewe in chaos gedompel is, weet ons waarom raad te soek. Weet ons ook waarom leiding te soek. In die woord van God. Geliefdes, bly die woord van God 'n bron van daaglikse vernuwing. Voortgesette vernuwing. Want om die boodskap en die woord van God te verkondig en om dit te beskou as ons enigste bron vir vernuwing, beteken dat dit vir jou en vir my as gelowige elke dag nie net raad gee nie, maar ook energie gee om moed te bly hou. Gee dit vir ons rustigheid en kalmte, omdat ons weet dat God in beheer is van ewigheid tot in alle ewigheid. En wanneer ons dan begin twyfel, is die eerste plek waar ons God se wil soek in sy woord. Geliefdes, as jy die woord, God se inaseming in jou lewe sien, dan gebeur daar positiewe dinge. As gelowige is die Bybel die beste riglyn om mense se denke weer op Christus te fokus en 'n nuwe lewenstyl te kweek. As jy die Bybel lees, inspireer die Gees van God jou. Gee dit die geleentheid om ook 'n verskil te maak daar waar jy woon en werk. En sê Psalm 1 dit so duidelik. Dit gaan goed met die mens wat nie die raad van goddeloses volg nie, wat nie met ligsinniges saamspan nie.
Of wat nie die raad van slim mense in die wêreld volg nie, wat nie die lewe heeltyd ligtelik opneem en nie ernstig kan raak nie. Maar wat in die woord van die Here sy vreugde vind en dit dag en nag oordink. Hy is soos 'n boom wat op die regte plek geplant is. Hy dra vrugte op die regte tyd. Hy is voorspoedig in alles wat hy aanpak. Geliefdes, mag u en ek dit onthou. Dat vernuwing in ons lewe, dat vernuwing elke dag nodig is. Maar dit begin by die lees van die woord van God. Dit begin by die uitvoering van die woord van God. Want dan sal ek en jy vas kan staan. Want God is ons anker elke dag. Amen. Geliefdes, kom ons sit net so en dan bid ons saam. Here ons dankie dat ons mag weet dat ons aan die woord kan vashou. Ons dankie Here dat u woord ook ons elke dag lei en 'n lamp is vir ons pad. Ons dankie Here dat die Gees deur ons werk en in ons werk om ook aan hierdie woord van u uitvoering te gee. Here, mag ons nie rondsoek en verdwaald wees nie. Mag ons in tye van nood vertrou dat u die beste vir elkeen van ons weet. Here, dat u vir ons lief is en dat u genade vir ons meer as genoeg is. Here, vanoggend wanneer ons stil word, dink ons aan elkeen wat na u op soek is. Dink ons aan elkeen, Here, wat afgedwaal het. Dink ons aan elkeen, Here, wat siek is en wat herstel na operasie of siekte. Is ons ook dankbaar, Here, dat ons kan hoor waar mense herstel het en waar dit goed gaan. Mag ons nie, Here, hoop in onsself soek nie, maar mag ons oë op u bly rig. Amen.
Geliefdes, ontvang nou die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan elkeen sy vrede gee. Amen. Geliefdes, baie dankie vir elkeen wat vanoggend ingeskakel het op ons erediens. Graag wil ek die volgende onder die aandag bring. Die van u wat hier binne in die estates bly, sal al gesien het dat hier 'n verskriklike groot verhoog op die kerkplein opgegaan het. En het ons as kerkraad besluit om ook vir die volgende 4 Sondae, wat die 4de, die 11de, die 18de en die 25ste is, ook saam met die gemeenskap van gelowiges te kerk op die kerkplein. Daardeur wil ons ook deel in die breër midstream gemeenskap. Geliefdes, ons geleentheid is die 25ste Oktober. En ek sal nader aan die tyd die elkeen amptelik uitnooi om vir u ook te vra om daarvan deel te wees. Geliefdes, ek kan verstaan dat dit vir u moeilik is om te aanvaar dat ons nie hier op 'n Sondag kerk in die kerkgebou nie. Want vir die volgende 4 Sondae op die kerkplein. Maar geliefdes, wil ek vir u die waarborg gee. Die kerk is nie toe nie. Die kerk is oop. U kan enige dag met my 'n afspraak maak. U kan selfs, soos meeste mense alreeds doen, ook net hier by die kerk aankom en as u graag koffie wil drink of tee, kan u rustig met my kom gesels ook. Van Woensdag die 7de Oktober is daar weer Bybelstudie vir die seniors ook om 9:00. Geliefdes, en is daar ook elke Sondag in die komende tyd ook 'n doopgeleentheid om 11:00. Geliefdes, as u graag daardie geleentheid ook wil bywoon, is u baie welkom. Ons het vandag om 11:00 'n doopgeleentheid. Ons het die 18de Oktober om 11:00 'n doopgeleentheid en ook die 25ste Oktober om 11:00. Geliefdes, daarom, as u nie graag die geleentheid op die kerkplein wil bywoon nie, is u welkom om ook hier in die kerk te kom deel in die erediens. Maar wil ek u graag motiveer om ook die gemeenskap se kerke te ondersteun, omdat ons ook daarmee 'n voorbeeld wil wees vir die res van die gemeenskap ter opbouing van God se koninkryk. Baie sterkte vir die week wat voorlê. Mag dit vir u 'n seën van 'n week wees. En geliefdes, hou die goeie moed. Ek sien uit om u elkeen weer te ontmoet. Groete.